Lewe jy soos iemand wat al opgestaan het, wat die krag van Jesus se opstanding in jou hart, in jou binneste beleef het. En elke keer wat die wêreld in die lewe kom en jou plat slaan en vir jou probleme gee, en dis een probleem na die ander, jy het hierdie ding reg gekry, nou kom maar 'n ander ding en dit slat jou neer. Elke keer staan jy op en jy gaan aan, want opstanding is 'n mentaliteit. Dis nie net iets wat ek sê van 'n geloofsbelijdenis nie. Resurrection is a mentality. Dit is wat dit is. Antwoord jouself in jou hart. Wat beteken dit dan? Wat moet ek dan nou, kom ons brei dan nou uit op dit. Jy moet nou al leef soos 'n opgestaande persoon. Die ewige lewe begin nie eendag in die hemel nie. Die ewige lewe begin nou. Die ewige lewe begin nou. Dit is wat ons as Christene se identiteit definieer. Jy leef nou al soos iemand wat reeds deur die dood gegaan het en aan die ander kant uitgekom het. En baie van julle weet ek, hier sal hier staan en vir my sê, Chris, jy praat my taal, jy weet nie waar ek was nie, maar ek is deur dit. Die Here het my deur dit gehelp. Ek het al met ou mense gepraat wat in die ouete huis is, en dan inspireer het my so, dan sê hulle, Chris, jy weet nie waar ek was nie, maar ek het deur dit gekom en ek is nog hier. Dit is my so ongelooflik. Wat is, kom ons delf bietjie dieper in hierdie teks. Het jy agtergekom dat hy sê, rig jou gedagtes op die dinge wat bo is. Ek kan nou lank hier praat, en ek kan baie mooi retoriek gebruik, en ek kan vir jou sê, jy moet begin opstaan. Dis jou dag om op te staan. Vandag vier ons Jesus se opstanding, maar ek hoop ons kan jou opstanding ook vier. Nie opstanding wat net gaan kom nie, maar opstanding wat nou al gebeur. Maar wat beteken dit prakties? Hoe moet ek dit doen? Dit begin om anders te begin dink. Jy kan nie meer dieselfde dink oor dinge nie. Om suksesvol in die lewe te wees. Suksesvol in God se oë, nie in die wêreld se oë nie, by the way. Om suksesvol in die lewe te wees, om vorentoe te gaan, om gelukkig te wees, om soos 'n opgestaande persoon te wees, om te lewe, beteken ek gaan regtig bietjie anders moet begin dink oor dinge. En dis die moeilikste ding. Weet jy, ek is nou, dis my job. Ek word betaal om mense dinge te leer. Dis my werk. Maar ek word ook betaal vir iets anders. Ek word ook betaal om mense dinge te ontleer. En wil jy weet wat is die moeiliker ding vir my as 'n professor by 'n universiteit? Nie om vir mense dinge te leer nie. Dis om vir mense dinge te ontleer. Is julle met my? Ek van die eerstejaars. Ek like die eerstejaars. Ek het 'n groot groep eerstejaars, 200 studente. 200 studente wat voor my staan. Meerderheid van hulle swart studente. Wonderlike mense, wonderlike kinders. Maar hulle staan hier voor my, en ek moet hulle nou die Nuwe Testament leer, en Nuwe Testament is 'n moeilike vak. Dis moeilik. Maar jy kan het baie lekker maak. My grootste uitdaging is die voorveronderstellings en die gewoontes en denkgewoontes en denkraamwerke en denkpatrone waarmee hulle in die klas instap, wat hulle aangeleer het wherever. Ek moet eers hulle kry om daai goed te ontleer, en dan kan ek hulle nuwe dinge leer. Moeilike ding hoor. Moeilike ding. En dit is dieselfde met ons almal. Jy verval in maniere van dink. En wanneer die Bybel sê, rig jou gedagtes, dan beteken dit nie, jy moet net nuwe gedagtes kry nie. Jy moet eintlik 'n nuwe mentaliteit kry. Jy moet 'n hele nuwe manier van dink kry. Jy kan nie meer op dieselfde dink nie, en kan ek vir jou sê, jou denke het geweldige krag. Jou denke het geweldige krag. As jy, waar begin verandering? Dit begin in hoe jy dink.
Jy dink nie meer soos iemand sonder hoop nie. Jy dink soos iemand wat hoop het. Dit beteken dat wanneer dinge sleg gaan, en dit gaan sleg gaan, daar gaan moeilike tye kom, dit gaan sleg gaan met jou, maar dan beteken dit jy gaan nie toelaat dat die slegte dinge jou hoop steel nie, en jy maak 'n bewuslike keuse in jou kop, waar jy sê, ek gaan nie toelaat dat dit wat nou gebeur, dat dit wat mense vir my sê, my gaan plat kry nie. Jy staan nie meer vas in die wêreld se logika nie. Jy moet in God se logika wees. En die Bybel sê, wat vir die God se wysheid lyk vir die wêreld soos dwaasheid. Maar dis die krag van God. Jy moet begin dinge sien vanuit God en vanuit Jesus se perspektief oor jou lewe. Jy moet anders begin dink. Hoe dink jy oor wat jy wil bereik? Hoe dink jy oor jou doel? Hoekom is jy hier? Wat moet jy doen? Is jy net hier om elke dag dieselfde ding te doen? En jy wag net maar om eendag dood te gaan? Ek gaan nie so leef nie. Ek weier om so te leef. Ek sal die meeste maak van elke liewe dag en ek sal lewe soos iemand wat opgestaan het. Ek sal lewe soos 'n oorwinnaar. Met vasbeslotenheid, met vasberadenheid, met confidence. Want ek weet, my lewe, soos die teks sê, is verborge, is beskerm, is veilig gehou in God, saam met Christus. Onthou julle die verse dit gesê? Jou lewe word veilig gehou, bewaar, verborge in God. Dit beteken, God hou jou veilig. Jou lewe is in God se hande. Dit beteken eintlik, alles gaan oukei wees. Ja, die petrolprys styg, maar jy gaan oukei wees. Ja, die oorlog in die wêreld woed, soos ek donderdag oor gepreek het, maar jy gaan oukei wees. Dalk is jy siek, jy het dalk slegte nuus van die dokter gekry, maar weet jy wat? Jy gaan oukei wees. Dalk gaan dit nie lekker finansiëel nie, maar God bewaar jou. Jou lewe is verborge in Christus by God. So daar's 'n opstanding van jou gedagtes. Daar's 'n opstanding van jou denke, maar dan glo ek ook daar's 'n opstanding van die hart. Nie net moet jy anders begin dink nie, maar jy moet anders begin voel. Dis moeilik. Om ons emosies te beheer is moeilik. Maar wat dit beteken is, die eerste en belangrikste emosie waaruit jy moet reageer is, wat ek donderdag oor gepraat, liefde. 'n Opgestaande persoon dink anders en voel anders, en jy beweeg altyd vanuit liefde. Want dit is waar die lewe lê. Die lewe lê in liefde. En laat liefde die ding wees wat jou emosies rig. Laat, jy leef nie meer vir jouself nie. Jy lewe vir Christus. 'n Opgestaande persoon is iemand wie se kompas liefde is. Jy is net anders. Vir afsluit met hierdie. Waar is jy? Daar's die storie in Johannes 11. Weet julle wat staan in Johannes 11? Dis die storie van Jesus wat vir Lazarus opwek.
En Lazarus is 'n geliefde vriend van Jesus, en hulle sê vir hom, hy is siek. Maar Jesus weet, Lazarus is eintlik fisies dood. Maar die disippels praat met Jesus en hy sê vir hulle, Lazarus slaap net. Hy slaap net. Die Maria en Martha dink hy's Here, maar hy is al 3 dae daar. Hy begin al te stink. En Jesus sê nee, hy slaap net. Perspektief. Vir ander mense lyk Lazarus dood. Vir ander mense stink Lazarus al. Vir die Here, hy slaap net. Hulle verstaan nog nie, die disippels, Maria en Martha, hulle het nog nie daai ding gesnap in hulle koppe nie. Alles oor perspektief. Daar was dalk al mense wat vir jou gesê het en wat oor jou lewe dood uitgespreek het. Dalk is daar nou al dinge wat oor jou lewe voel. Dalk voel jy self so dat hulle dink jy is dood. Jy weet, jy wag maar net. Emosioneel is jy dood oor die dinge wat met jou gebeur het. Emosioneel is daar 'n stuk dood in jou en jy weet nie waartoe jy op pad is nie. Jy voel nie meer nie. Jy wag net vir die dood om te klop. Het mense al ooit gedink jy is dood en dan sê die Here vir jou nee, jy slaap net. Wanneer jy plat is en jy dink dis jou einde en jy dink jy is eintlik maar dood, my lewe het gestop. Die Here se woord oor jou lewe is wat? Jy slaap net. En dan gaan die Here na Lazarus se graf toe. En wat sê hy vir hom? Wat gebeur? Hy skree, Lazarus, kom uit! Jammer oor die volume vanmôre. Lazarus, nou is hulle wakker ook sommer. Lazarus, kom uit! En hier kom hy met die lappe nog om hom. Kom hy uit. Jesus sê vir jou vanmôre, kom uit. Staan op. Ek het opgestaan uit die dood, uit die graf, die kruis oorwin, sodat jy kan opstaan. My woord aan jou vandag is, staan op en kom uit. Moenie dat die dinge van die lewe jou platdruk nie. Moenie dat depressie jou oorheers nie. Moenie dat eensaamheid jou oorheers nie. Moenie dat alles wat mense al vir jou gesê het in die verlede jou oorheers en jou plat hou en dood hou en neergedruk hou nie. Hulle het dalk vir jou gesê jy kan dit nie doen nie. Hulle het dalk vir jou gesê jy's dood. God sê jy slaap net. Mense het vir jou gesê jy's te dom, jy's te swak, jy's te stupid. Jy's te arm, jy's te oud, jy's te jonk, jy's 'n vrou. Jesus sê vir jou, kom uit en staan op en kry lewe. Hoe leef jy? Lewe jy as 'n oorwinnaar of iemand wat oorwin is? Opstanding se sinonieme is lewe en oorwinning. Elke dag. Elke dag. Hoe lank? Hoe lank gaan jy plat wees? Hoe lank gaan jy nog lê? Vra die Here vir jou. Wanneer gaan jy wakker word? Wanneer vier ons jou opstanding? Ek wil vir jou sê, vandag vier ons die opstanding van die Here. En omdat ons die opstanding van die Here vier, kan ons vandag ook jou opstanding vier. Is er 'n bietjie musiek wat julle daar agter vir my kan speel? Ek sien julle doen dit. Dankie. Ek wil hê ons moet net 'n oomblik, 'n ervaringsoomblik hê. Ek was dood.
Ek was dood. Nie kerk toe gegaan nie die Here geken nie, en ek was op skool. Ek was dood. Toe op 'n dag, 5:00 die oggend in 'n kerk by 'n biduur, het die Here vir my gesê, staan op. Jy sal lewe. En ek het opgestaan. Ek het uit die huis uitgekom met alkoholisme. Ek het uit die huis gekom, ek het hier in die suide groot geword, waar ek het ons al vele gesê, ek is een van julle. Hier in die suide groot geword. Alkoholisme, my pa's dood toe ek in graad 1 was. Ek is deur sterk vrouens groot gemaak, my ouma. My ma deur 'n baie moeilike tyd gegaan. My ma het depressie gehad, maar sy het aangehou. Sy was arm, die geld gehad. Sy was nie brandarm nie, maar daar was net genoeg. Die polisie was elke tweede naweek by ons huis, want daar was drank en daar was bekleierery. En dan was ek gewoonlik een wat met die polisie moes gaan praat. En ek was in standaard 6. Die van julle wat nou vandag in die skool is, graad 8. Mense het vir my gesê, ek is geboelie op skool, heavy. As ek sê geboelie, dan beteken dat my geslaan met 'n vuis. Ek is geboelie op skool. Ek het so bosrooi hare gehad. Gelukkig is dit klaar. Nooit kerk toe gegaan nie. Wou niks van die Here weet nie. Nie Bybel gelees nie. Weet julle wat die Here my wakker gemaak? Toe ek in matriek was. Ek het gegaan van daai laaitjie. Wat bang was vir 'n NG Kerk, ek het julle nie gelaaik nie hoor, bang vir julle mense. Wat nie die Bybel gelees het, wat nie eens 'n Bybel gehad het eintlik nie. Soveel probleme, soveel sonde. Hier staan ek vandag. Dit was nou onmoontlik vir my om dit self te kon doen. Onmoontlik. Ek kon nie. Maar die Here het vir my gesê, staan op, word wakker. En ek wil vir julle dieselfde sê. Dis nie te laat nie. Staan op, word wakker. En as jy reeds dit beleef het, as jy dit reeds beleef het in jou lewe, en jy het daai opstanding beleef, prys die Here. Maar as jy hier sit, en jy voel, I need to get up. Te lank het ek gelê. Wil ek ons met ons oë toemaak. Ek wil jy moet net in jou eie hart. En as jy opgestaan het, of reg is om op te staan, wil ek jy moet nou, uit jou plek uit, opstaan, maar moet dit nie te vinnig doen nie. Maak seker. Almal maak hulle oë toe vir asseblief. Kom ons respekteer mekaar. Maak jou oë toe. Bid. Jy kan vir my die musiek nog speel, is reg. Bid. As jy reg is om jou opstanding vandag te vier, vra ek jou staan op. O Here, ek sien die opstanding voor my. Ek hoef nie te wag vir eendag wanneer die trompet blaas nie. Ek sien 'n opstanding voor my. O Here, dankie vir elkeen wat opstaan.
opstanding gebeur. As mense vir my ooit vra, Here, gee my 'n bewys van die opstanding, dan wil ek hulle vandag hiernatoe bring en hierdie mense wys. Liewe Heer, dankie vir elke persoon. Dankie dat ons vanmôre hier kan staan, Here, en ons kan opstanding vier. Ons vier U opstanding eers, Here, omdat U opgestaan het, kan ons opstaan. Daar's nog kans vir jou om wakker te word. Die Here se woord oor jou is, jy is nog nie dood nie, jy slaap net, en ek gaan jou wakker maak. Here, ek wil bid vir elke persoon, of hulle sit of staan, dat 'n opstandingsmentaliteit, 'n opstandingshart in hulle sal posvat, Heer. Waar daar seer is, bring genesing. Waar daar dood is, bring lewe. Waar daar eensaamheid is, bring vriende. Waar daar hartseer is, bring vreugde. Waar daar onsekerheid is, bring selfvertroue. Waar daar wonde is, bring transformasie. Dit is opstanding. Maak jou oë oop. Sien jy die opstanding? Dit is opstanding. Dit, hierdie is opstanding. Amen, amen. Baie dankie. Is daar afkondigings wat nou?